Volspoed episode 29. Verbasend genoeg is hy nie gisterand uitgeroep nie. Toe Christo net na 10:30 huis toe ry, was hy seker dat daar dalk nog 'n oproep deur die nag kon gebeur. Hy het by sy huis ingery en onder die afdak gestop, waar die swart Ford Prefect met sy kap vooroop gestaan het, net soos wat dit was, voordat hy na Rozaan toe gery het. Hy het dit nie anders verwag nie, want Jakes het toe mos gou oorgedraf om vir hom te gaan kyk of alles reg is by sy huis. Hy het hom daarna teruggeskakel en verseker dat die swart kar nog net so daar onder die afdak staan, soos toe hy, wat Jakes is, daar uit is huis toe 5:00 vanmiddag. Wel, dan was hy seker verniet op sy senuwees. Daarom ken hy mos vir klein Renier in die stadium. Die kind is nie agterbaks en skelm nie. Christo se slaap was rusteloos tot net na 12 en toe het hy ingeradio en gesê dat hy seker nou maar kan aanvaar dat hy nie weer geroep gaan word deur die res van die nag nie. Nee, het die man in beheer gesê, jy is amptelik nou van diens af, geniet die res van die naweek, dokter. Wel, iets is vreemd. Hy is seker dat die Gerber Trust ingemeng het met sy skofte. Hy was altyd heel eerste uitgeroep, al was dit om na 'n koliek baba met 'n nat doek te gaan kyk. En om een of ander rede is dit vir hom skielik heeltemal aanvaarbaar, sy nuwe lewe so. Hy het immers sy deel gedoen. Hy is ook gereed om te kies tussen die twee poste wat vir hom aangebied is. Hy hou van die hoof van ongevalle pos en hy sal klasse in eerste reaksie optrede aanbied, as dit nuwe nooddienste mense kan help om meer voorbereid op 'n skrikwekkende toneel aan te kom. Sondagoggend maak Christo vir homself koffie en eet 2 stukkies gesondheidsbeskuit daarmee saam. Dit is nog vroeg, 7 uur, maar hy's uitgerus. Hy stort en trek 'n swart denim langbroek en wit langmou hemp aan. En daar lui sy interkom klokkie. Hy hoef nie oop te maak nie. Sy besoekers het 'n afstandbeheer. Oomblikke later staan die hele Duplessis gesin van 5 huise terug in die straat voor sy deur. Hulle dimmer aan die voordeur en toe hy oopmaak, brand hulle gelyk op verskillende toonhoogtes los. Veels geluk, liewe Christo, omdat jy verjaar. O ja, dis sulke tyd. Sy 44ste verjaarsdag het homself stil kom aanmeld. Dit is die eintlike rede hoekom hy na Boomspruit toe ry. Maar hulle wil hom op sy verjaarsdag sien en Frank en sy gesin kan nie saamry nie. Dis einde van die maand by die winkel en die boeke is 'n nagmerrie. Wil jy 'n koffie of koeldrank drink? Vra Christo. Nee, dankie. Die ouer meisies moet gaan voorrade tel. Dan gaan Alicia huis toe om 'n koek en 'n sout tart te bak, want hy kom ons nog vanaand oor, sodat ons darm 'n dop kan drink op jou 44ste, sê Frank. Hy sit 'n geskenksakkie in Christo se hand. Hy is soos altyd op 'n drafstap. Daar is whisky in, Johnny Walker, pa se handelsmerk. Dankie. Christo kyk in die ander pakkies ook. 'n Koffiebeker met Piet Pa van die eeu opgedruk, van die kinders af, en sy gesig, 'n foto van hom. Glase van die res van die gesin, 'n gereedskap wat kan skroefsaag en sny en kan toevou van Renier af, vir wanneer hy gaan kamp. Sal nuttig wees vir die kamp, stem Christo saam. 'n Stafie sjokolade van Vivian, want sy weet haar oom het 'n soet tand. Warm leer handskoene van die 2 oudste meisiekinders af, vir daardie koue aande, as hy moet uit na noodgevalle toe. Wel, sien jou vanaand, groete vir ma en pa, roep Frank oor sy skouer en daar trek hy en 3 van sy vroumense. Vivian en Renier bly agter en Christo vra weer, moet ek vir julle 'n koeldrankie skink? Nee, dankie oom Christo. En toe kom Renier tot die punt, want daar is 'n punt, hoor Christo, toe Vivian teruggestap het huis toe. Oom Christo, ek en Jakes het gistermiddag gepraat net voor ons huis toe is, die laaste keer wat ek hom gesien het. So waar, ek is bly om te hoor dat julle nou met mekaar praat. Ja, ons praat met mekaar. Ons het besef dat dit beter is om saam te werk as om met vyande
van mekaar te wees en so deur die lewe te gaan. En 'n vroumens is nie die moeite werd om weer van voor af oorlog te maak met mekaar nie. Wel, hy kon dit vir hulle gesê het. Maar ek het mos vir jou gesê, Renier, maar hy vra eerder. Nou, waaroor het julle twee gepraat, jy en Jakes? Oor die Fort Prefect, oom. Christo lig 'n vinger. Het jy gesien dat iemand op die WhatsApp groep gepraat het van 'n swart spookkar waardeur die Stig bestuur word? Die kar jaag rond met 'n passasier wat vreesbevange sit en skree langs hom. Renier kyk hom 'n oomblik aan, asof hy varkies langs sy kop sien uitglip, en toe sê die kind, oom Christo, daai storie klink vir my vergaande. Duidelik, né? Maar wat van die prefect? Wil Christo weet. Wel, Jakes het 'n vriend wat paneelklopwerk en spray-painting doen, en hy het aangebied om in sy aftye die kar vir ons 'n bietjie op te patch en blink te vryf. Toe het Jakes gesê dat hy my sal help dat ons die kar later vanmiddag na hom toe sal neem. Renier bly oomblik stil, toe vra hy versigtig. Ek weet oom het my mooi gehelp met die kar so ver, so sal dit alright wees as ons die kar vanmiddag hier wegvat. Renier, daai is jou kar. Jy kan hom gaan parkeer net waar jy wil, solank jy nie in die aande met hom spook en die mense rondom ons bang maak met hom nie. Jesusie, oom Christo, nooit nie, man. 10:15 klim Christo in sy Land Rover en begin ry. Hy kom 'n paar minute vroeg by Rozaan aan en verwag dat sy dalk nog sal rondhardloop agter 'n oorbel en 'n ander handsak aan, soos wat die meeste vroumense doen wat hy ken. Maar toe nie. Sy maak die hek vir hom oop en wag op die stoep in 'n lang gekleurde romp en langmou wit blouse. Oor haar arme handsak en 'n swart truitjie vir as dit dalk later koud word. Haar donker hare is los en krullerig oor haar skouers. Christo spring agter die stuurwiel uit en gaan maak vir haar die deur aan die passasierskant oop. Wanneer sy inklim, slaan dit weer sy asem weg. Daardie hemelse vars reuk van iets waarin sy bad en die sagte iets wat sy aan haar spuit. Eendag wil hy sy gesig in haar hare druk en vir 'n uur lank net so sit en asemhaal. Hy stap om, klim in, maak sy eie veiligheidsgordel vas en druk die Land Rover in rad. Hy weet dit is seker nie hoe hy behoort te voel nie, maar hy sien so uit daarna om sy ouers se gesigte dop te hou wanneer hulle vir Rozaan ontmoet. Hy twyfel nie vir een oomblik daaraan dat hulle gaande sal wees oor haar nie. Hulle gesels op pad aanhoudend en wanneer daar stiltes kom, is dit goed. Dit is lekker om vir Rozaan by hom te hê. Kom deur, Dr. Du Plessis, jou ouers se tafel is daar. Boetie, ma wat nader storm, veels geluk met jou verjaarsdag, my kind. Pa's ook by, hulle omhels hom, druk hom, oorweldig hom met liefde, en toe hy opkyk in Rozaan se verbaasde gesig, besef hy vir die eerste keer, miskien moes hy haar maar gewaarsku het, dat dit die herdenking van sy geboortedag is. Sy sê niks, wens hom nie geluk nie, sy wys nie, dat sy nie bewus was daarvan nie, en sy maak ook nie, asof sy nie geweet het nie. Gesels en kuier lekker saam met sy ouers, maar vir die eerste keer vandat hy haar gaan oplaai het vanoggend, voel Christo weer 'n vreemde afstand tussen hulle. Ag nee, die gemoedelikheid tussen hulle was kosbaar, en nou kom daar amper 'n yswyntjie van haar kant af. Wat moet hy doen? Haar een kant toe vat en sê hy is jammer? Dit is nie regtig belangrik nie. 'n Verjaarsdag is net nog 'n dag in sy lewe. Hoekom op die aarde kon Christo nie hom net vir haar genoem het, dat dit sy verjaarsdag is vandag nie, dat dit die rede is hoekom hulle na boom toe ry om middagete saam met sy ouers te gaan eet nie. Sy sou nie tussen gisterand en vandag vir hom 'n geskenk kon gaan koop nie, en sekerlik is dit nie iets wat hy verwag het nie, maar ten minste sou sy nie soos 'n idioot gevoel en gelyk het, toe almal op hom afstorm om geluk te wens nie.
Eers sy ouers en toe bure en vriende van sy ouers wat ook by die oog woon en besluit het om middagete daar te kom eet. Nie saam met die Du Plessis nie, maar hulle ken mekaar en almal dra almal se belang op die harte en jy is deel van 'n klein intieme dorpie en daar staan sy soos Kippie se pampoenpit en lyk asof sy van Venus af daar gedrap is saam met 'n klompie gebreekte mieliepitte. Ongemaklik en uit haar plek, die buitestander wat sy is en waarskynlik in sy lewe sal bly. Net vir 'n oomblik het Christo vir haar gekyk en groot oë gemaak en sy het teruggekyk en nie oog geknip nie, haar lippe op mekaar gedruk en haar ken gelig. Sy het gevoel, okay, as ek nie belangrik genoeg was om vooraf ingelig te word nie, dan is dit ook maar tot hier na toe, en dan sommer jou Ali ook. Miskien het sy ouers nie iets agtergekom nie, hulle was spontaan en vriendelik en Rozaan het die dag werklik baie geniet in hulle geselskap. Die 1 of 2 keer wat sy daarna Christo se oë op haar gesig betrap het sy net weer vinnig weggekyk en aandag geskenk aan sy ma aan haar linkerkant. Die dag wat uiteindelik ook verbygegaan het. Pa en ma groet haar soos 'n dogter, 'n ou vriendin van die familie en asof hulle hoop om haar nog vele kere weer te sien. Hulle praat nie weer so baie soos met die ry hiernatoe nie en toe Christo haar by Villa Schultz aflaai, lyk die man skielik haastig. Wel, dan het hy seker nog 'n party om te gaan bywoon, een waarna toe sy verseker nie saamgenooi is nie. Maar dit is alright. Dit was eintlik 'n heel lekker dag, behalwe dat sy seker is dat dit die laaste keer sal wees wat Christo haar iewers heen genooi het. Sy wag nie dat hy vir haar die deur van die Land Rover moet kom oopmaak om uit te klim nie. Sy maak oop, tuimel half uit en draai om. Christo, dankie vir die lekker dag. Jou ouers is fantasties. O, en net so terloops, veel geluk met hulle jongste bil se verjaarsdag. Mag jy 'n mooi jaar vorentoe hê en geniet jou aand verder. Dankie, hoor sy nadat sy die deur al toegeklap het, maar wanneer sy begin aanstryk stoep toe, staan hy aan die ander kant van die voertuig. Sy draai om en vra, en nou? Wel, ek het gehoop dat jy vir my 'n koppie koffie gaan aanbied. Is jy nie op pad na 'n ander party toe nie? Ja man, Frank, Marie en die kinders, Renier se ouers, maar hulle kan maar nog so 'n bietjie wag. Ek het hulle in elk geval vanoggend gesien, en 1 koek en terteter daar gaan nie 'n verskil maak nie. Hulle is in elk geval 6, dan's ek plus 1. Wel, ek het ook koek oor, nog 'n stukkie wortelkoek. Ja, ek het gehoor jy so 'n ywerige bakster, sê hy. By wie? Vra sy. By die tannie van die tuisnywerheid, waar ek gereeld stukkies van jou wortelkoek gekoop het, lank voordat ek geweet het, jy is nommer 23 daar. Het hy so waar die moeite gedoen om dit uit te vind, wonder sy verbaas, voordat sy vir hom beduie om saam in te stap. Hy staan langs haar toe sy die ketel vol water maak en dit op die gasplaat sit, en toe sy opkyk in sy oë, neem dit haar gevange. Rozaan, ek is jammer, die plan was nie om jou in die verleentheid te sit omdat dit my verjaarsdag is nie. Ek het net glad nie daaraan gedink om vir jou te sê nie, en buitendien is daar niks anders wat jy kon gedoen het om die dag vir my meer spesiaal te maak nie. Die feit dat jy saam met my gegaan het dit was genoeg. Sy woorde soos 'n glas yswater in haar gesig, en daar was sy heel dag so misluk met hom. Sy kyk op in sy oë en sien so amper ietsie wat na seerkyk kan lyk, en 'n stukkie van haar hart maak 'n skeurtjie, en daar begin dit bloei vir hom. Sy tel haar arms op en hulle gaan vanself om sy nek, en toe druk sy haar kop teen sy skouer, en sy sê, ek is jammer as ek jou dag bederf het. Jy het nie my dag bederf nie. Jy was soos 'n spesiale pakkie uit die hemel. Fluister hy skor teen haar oor, en toe lig hy haar ken op en kyk lank in haar oë, waarna hy stadig afbuk en sy lippe net vir 'n oomblik op haar laat rus. 'n Oomblik wat sy soos die ewigheid in haar siel wil laat inbrand. Dit is so
kosbaar en spesiaal. Ag, glo sy dat dit nie naasten by vir Christo soveel beteken as vir haar nie. Wanneer hy later groet, noem hy egter dat die week wat voorlê waarskynlik een van daai gaan wees wat niemand pas self wil hê nie. Werk by die kliniek deur die dag, vergaderings in die aande, skryf van notas en voorstelle vir die nuwe hospitaal, waaraan afrondingswerk waarskynlik hierdie week al gaan begin. Ook maar goed, want anders is dit nog 'n halfklaar spookgebou wat iewers tussen Pretoria en Warmbad gaan staan en wag om geplunder te word. Oom Christo kom toe eers 7 uur daar by hulle aan. Hulle eet sout, tert en slaai en pa drink sy 5de whisky en oom Renier sê 1 bier is genoeg, dankie. Hy het darm al 'n bier saam met oupa ook gedrink. Dit was 'n lang dag. Hy moet gaan inkruip, want môre is die eerste dag van sy werk onder nuwe oorseese base. Al wat Renier toe doen, is om by oom Christo in die kar te klim en saam met hom huis toe te ry. Op pad vertel hy hom dat die swart kar nou veilig by Jakes se vriend Colin op die plot staan, om mooi gemaak te word, oom Christo. En ons het die stoepie voor jou woonstel mooi gewas met groen goed wat al die olie opgelos het. Ag, dankie Renier, sy oom trek onder die aftak in. Wil jy koeldrank of iets kom drink? Nee oom, ek moet huis toe gaan. Ek en Robert het afgespreek om te video call. 1 uur daar by hulle is mos 9 uur hier by ons. Nou maar toe, dan moet jy spring en sê groete vir Robert en sy pa Bob. Renier staan op 'n drafstap oor nadat hy by oom Christo se huis uit is. Hy skaars in sy kamer of Robert is op die lig. Hy oe en a saam oor die swart prefect, gee selfs 'n paar voorstelle oor hoe en waar hy sy eisters moes vasswys. Wanneer Renier vir hom sê dat skool 'n pyn is, vertel hy dat hy nou besig is met sy matriek aan 'n college. Dit wys jou nou net weer hoeveel beter Amerika as Suid-Afrika is. Word vervolg.